Welkom by Onderwys in Gesprek. Ek is Karin Bloem, hoof van onderwysprojekte by AfriForum en vandag gesels ek met Maree de Waal, omgewingsake raadgewer by AfriForum, oor iets wat op die oog af nogal eenvoudig lyk, maar eintlik tot baie groter uitkomste kan lei. En dit is die waarde van herwinning. Hallo Maree, welkom by Onderwys in Gesprek. Hallo Karin, en dankie vir die geleentheid met jou gesels en dis daarom 'n lekker positiewe gesprek wat ons vandag kan hê. Net so. Maree, ek het nou 'n paar vrae vir jou voorberei en ek dink ons praat nie genoeg oor herwinning en wat herwinning alles behels nie. So mense hoor dikwels die woord herwinning, maar hulle besef nie altyd hoekom is dit belangrik nie. So waarom is herwinning een van die eenvoudigste maniere waarop ons doodgewone mense 'n groot verskil in ons gemeenskappe kan maak? Ja, ek dink ons almal het 'n tipe van konsep van wat herwinning is en hoekom dit waardevol is en ons sien die ouens wat hulle trollies in die strate stoot en herwinbare materiaal uit asblikke uithaal, maar dis nie regtig 'n geïntegreerde deel in ons dag tot dag nie. En herwinning, ek dink ek wil dit verduidelik op twee maniere. In die eerste plek is herwinning belangrik want al die produkte wat ons gebruik moet vervaardig word en dit het hulpbronne nodig wat uit die natuur uitkom, of dit grondstof of dit nou hout is wat uiteindelik pulp en dan papier en karton gemaak word en of dit olie is wat verwerk word in plastiekprodukte in. Dit is alles enorme insette wat gelewer moet word om hierdie produkte wat ons gebruik en dan nie eens weer 2 keer aan dink voordat ons dit weggooi nie. Wat natuurlik dan 'n impak op die natuur het. Dis natuurlike hulpbronne, dis water, dis lugbesoedeling. So aan die een kant is die waarde van herwinning om hierdie impak te verklein, want daai plastiek bottel of karton wat jy het, is iets wat hergebruik kan word. Jy kan deur dit te herwin, weer af te breek tot vesel of om nuwe produkte mee te maak, het jy 'n kleiner impak as om van vooraf te begin en nuwe grondstowwe te gebruik om dieselfde produk te vervaardig. So dis die een kant van die saak is die impak wat ons op die omgewing het. Die tweede ding, veral in Suid-Afrika wat baie relevant is ons het 'n enorme probleem met die bestuur van vullis. So nadat jy jou plastiek bottel of karton in die asblik gegooi het en jy het hom wat ook al op 'n Dinsdag op die sypaadjie gesit en die vullistrok laai dit op, dan moet iets met daai vullis gebeur. En tradisioneel in Suid-Afrika het ons alles net op vullistreine gestort, maar ongelukkig taamlik reg oor die land is die toestand van munisipale vullistreine regtig baie sleg. So hulle word nie optimaal bestuur nie, wat beteken die vullistreine self voldoen nie aan die wetlike standaarde wat moet sorg dat daar nie oormatige besoedeling is nie. Die vullistreine word te vinnig vol en die pas waarteen vullis gestort word is baie vinniger as wat ons dit eintlik kan hanteer. So dat mens dan sien gebeur is vullistreine tipe van oorstroom hulle wat ook al die gebied kapasiteit, die gebied waar gestort moet word en ons sien toenemend onwettige storting rondom amptelike vullisterreine of mense wat nie eens toegang tot vullisdienste het nie, wat sommer net hulle vullis verbrand of net langs die pad stort of in 'n spruit of 'n ding. So dis hierdie tipe van sekondêr is dan nou nog verdere besoedeling en impak op die omgewing. So is nie meer net die impak van om die produk te maak nie, maar ook nadat jy hom weggegooi het, word dit tipe van besoedeling. En dit is ook soos jy sê, want daai besoedeling infiltreer dan eintlik nou alles. Soos wat jy gesê het, dit naderhand het dit 'n bydra tot waterbesoedeling en dit het 'n bydra tot lugbesoedeling wanneer hierdie goed nou verbrand word. Dit het ook 'n invloed op ons natuurlewe, die voëls en die diere wat van hierdie vullis af eet en so oor die algemeen het dit net 'n negatiewe invloed op ons omgewing as ons nie mooi daarna kyk nie. Precies. Nou, AfriForum is nou vir 'n geruime tyd besig om groot werk te doen wat herwinning aanbetref en ons het hier in Pretoria 2 groot herwinningsstasies. Vertel ons bietjie, hoe lyk dit, wat behels dit en sommer ook hoe kan 'n mens betrokke raak as mens wil
van 'n mens se vullis wat jy herwin dalk wil gaan afgee. Ja, so net oorsigtelik, ons het 'n herwinningsstasie in Centurion wat nou maar die suidelike woonbuurte van Pretoria bedien en dan een in die Moot wat die Pretoria Moot en die meer sentraal area bedien. Maar daar het 'n bietjie agtergrond oor die ontstaan van hierdie projek. Soos al AfriForum se projekte werk ons deur middel van ons takke om 'n plaaslike behoefte aan te spreek. So die hele projek het ontstaan in Centurion toe die tak hierso 'n behoefte gehad het om iets met hulle herwinbare afval te doen. Ek wil glad nie sê dat die informele herwinning, die ouens wat hulle trollies stoot, hulle vervul 'n baie belangrike rol om seker te maak dat daar tog herwinning plaasvind en om die druk waarop ons vullisdreine wat ons van gepraat het te verlig. Maar ongelukkig saam met hierdie informele ekonomie kom dan nou maar 'n paar slegte elemente ook. So in Centurion spesifiek was die behoefte om dit aan te daai tipe van nou kan ek net in Engels sê maar petty crime. Uit die woonbuurte uit te hou. So hulle het 'n sakmodel begin waar 'n paar huishoudings saam of 'n skool 'n groot streepsak gehad het wat volgemaak word en wanneer die dag vol is dan gee hulle vir die buurtspan kennis dat die sak opgelaai moet word. En hierdie projek het maar met tyd gegroei en dit het net logisties moeilik geword om op so 1-vir-1 basis, hierdie sak is vol, ons moet hom gaan oplaai, ons moet nog 'n sak gaan oplaai. So die hele stelsel is geformaliseer. Nou het ons 'n betalende kliënt model waar jy per maand, ek dink is R140 per maand, dan word jou herwinning weekliks opgelaai plus jy kry 'n groen asblik waarin jy jou herwinbare vullis kan sit. En hierdie projek het oor die laaste jaar regtig baie vinnig gegroei. Ons het nou tussen die Moot en Centurion, ek dink omtrent 900 betalende kliënte. En wat dit maar net wys is daar is onder ons lede 'n groeiende behoefte dat jy iets met jou herwinbare afval wil doen. Jy weet dis nie iets wat net hoort in die gewone asblik om op 'n vullisterrein gestort te word nie. En ongelukkig is baie dienste in Suid-Afrika, hoewel dit keer op keer deur munisipaliteite en planne, bestuursplanne en goed as 'n doelwit vir munisipaliteite gestel word dat daar groter voorsiening gemaak moet word vir herwinning, gebeur dit nooit nie en tipe van die grond af het ons lede begin om hierdie behoefte aan te spreek en hierdie model te ontwikkel. Ja, dis baie goeie nuus om te hoor dat dit so goed doen en dat mense eintlik so inkoop in hierdie idee om en die waarde besef van herwinning en dat ons by AfriForum ook dan nou daai diens vir hulle kan bied. So Marie, as jy nou sal sê, hoekom dink jy is dit belangrik dat ons juist van jongs af al ons kinders moet leer om vullis op te tel en te herwin en hoekom is dit belangrik om nie jou vuil goed by die venster uit te gooi nie en dit eerder in die asblik te gooi. Wat is die groter doel rondom dit wat ons vir ons kinders wil leer? Ek dink ek gaan dit weer antwoord met daar's 2 groot redes. In die eerste plek, ons lewe veral hier in die stad baie onbewus eintlik van die natuur. Ons is gewoon dat daar 'n oplossing vir alles is en ons vergeet ons is baie afhanklik van die natuur en sy stelsels om toestande te skep waarin ons bestaan kan hê basies. So veral vullisbestuur is iets wat in die agtergrond gebeur. Jy is nie meer bewus van wat met dit gebeur nadat jy dit in die asblik gegooi het nie. So dis daai weer eens jammer vir my Engels, maar out of sight, out of mind. Jy gooi dit in die asblik en jy dink jy weet dat daai optrede van jou het 'n impak en 'n gevolg nie. So ek dink die rede hoekom belangrik is om reeds op skool dit te kweek. Dit bring my tweede punt is, dis maar soos enige gewoonte. As jy dit reeds van kleins af leer en weet, maar dis 'n belangrike kwessie waarvan ek moet dink, dis nie net vergeet van dit nie, dan word daai gewoonte gevestig, en as jy eendag 'n volwassene is, dan is daar vasgelê in jou om te weet,
alles wat ek doen het 'n impak op die omgewing en jy het eintlik 'n verantwoordelikheid om nie net roekloos om te gaan met hoe jy jou vullis hanteer nie. Ja, en dat jy ook soos waarde en waardering het vir die omgewing en vir die natuur en dat jy omgee en dis 'n manier om ook daarna te kyk en dit is belangrik om dit te leer, maar dit is baie waar wat jy sê. As ek net 'n bietjie daarvan aanlas, dis ook baie tasbaar. Ek praat nou baie tipe nie filosofies nie, maar soos dis groot kwessies van ons moet die omgewing bewaar en herwinning en hulpbronne, maar baie fisies en baie tasbaar, so niemand hou reg daarvan om in 'n straat te ry waar daar hope vullis oral is en waar daar reuke is van goeders wat verrot of plastiek, die reuk van plastiek wat verbrand word nie. So dis net daar waar jy bly ook 'n manier om na jou onmiddellike omgewing te kyk en seker te maak jy bly in 'n leefbare, gesonde omgewing. Presies, ja, as mens na die parkie toe gaan, wil jy in 'n skoon parkie kan speel en jy wil op die gras kan sit en as jy met jou honde gaan stap, wil jy nie hulle moet verstik aan 'n stuk plastiek nie, so dit is so. Maar laastens wil ek bietjie by jou hoor. Wat hoop julle sal die langtermyn uitwerking wees op skole en vir ouers en gemeenskappe as almal die waarde van herwinning besef en toepas? Ek dink ons het nou al lekker gesels oor, jy weet, dit is 'n skoner omgewing en dit is goed vir die natuur. Maar ek dink as jy dalk net kan 'n wenk kan gee wat ons saam met ons kan neem, wat ons half moet onthou, elke keer wanneer ons verby vullis stap of wanneer ons daai plastiekbotteltjie of daai glasbottel sien en ons half onseker is oor wat ons met hom moet doen. Wat is daai ding wat ons moet besef om op die ou einde van die dag by te dra tot die groter herwinningsplan om ons omgewing en ons woonbuurte skoon en opgeknap te hou? Ja, ek dink ek gaan dit probeer aansluit by AfriForum se groter doelwit in die gemeenskap, maar herwinning en vullisbestuur is baie simbolies, want dit sê vir ons iets meer van die samelewing as net dit wat jy tipe van sien. Soos as ons 'n skoon woonbuurt sien, dan weet mens dit is 'n gemeenskap wat omgee vir hulle omgewing en goeders doen soos herwinning en hulle sypaadjies netjies hou en slaggate regmaak. So dit is iets waar die gemeenskap direk betrokke is en waar die uitslag van daai betrokkenheid baie sigbaar is. So ek dink vir albei skole is dit bietjie van 'n trots kwessie van jy wil hê dit moet goed lyk hier waar jou skool is. En as ek dit terugbring by AfriForum se rol in die gemeenskap is jy wil 'n plek beter los as wat jy hom gekry het en jy wil iets beter nalat vir die volgende geslag. By 'n skool is dit baie sigbaar omdat daar elke jaar 'n nuwe graad 1 is in 'n graad 12 die skool verlaat. Ja. So dit is 'n gekonsentreerde vorm van daai boodskap van dit wat jy kry en dit wat jy los vir die volgende geslag. En ja, en 'n skool is ook 'n omgewing waar onderrig plaasvind. So dit is ook 'n omgewing waar 'n gunstige omgewing waar mens juis kan leer wat die waarde is daarvan om jou rommel op te tel en om herwinning toe te pas. Omdat dit nou 'n gekonsentreerde area is. En ook, ek dink van laerskool tot hoërskool kan dit op verskillende vlakke van kompleksiteit half benader. Vir laerskoolkinders is dit dalk net maklik genoeg om te leer plastiek en karton en blikkies is herwinbaar en gooi dit in die regte asblik, terwyl as jy nou hoërskoolvlak daarna kyk, dan begin jy die groter prentjie verstaan van maar dit gaan oor hulpbronne en impak op die natuur en besoedeling en die hele begin tot einde leeftyd van iets wat jy net dink jy kan weggooi. En dat dit omskep kan word in nuwe materiaal om nuwe goeders mee te vorm. So dit is baie waar. Marie, baie dankie dat ons vandag met jou kon gesels.
oor al AfriForum se herwinningsplanne en dit wat hulle al reeds doen in die gemeenskap. En ook die vooruitsig om by skole betrokke te raak. Hierdie is 'n baie lekker inisiatief wat ons net weer herinner dat groot veranderinge nie altyd met groot projekte hoef te begin nie, maar dis dikwels klein besluite wat elkeen van ons elke dag neem wat 'n verskil kan maak. Dankie dat julle na Onderwys en Gesprek geluister het. Onthou, elke bottel wat herwin word, elke stukkie rommel wat opgetel word en elke jong mens wat leer om sy of haar omgewing te versorg, help om 'n beter toekoms vir ons almal te bou. Tot ons weer gesels, groete.